Alright. Daar zijn, manne, gaan het goed met julle? Amen. Ok, as hy jou weerstaan, slaan hom met die kop. Ek bedoel die duiwel, nie 'n mens nie. Die Satan, ok, die Satan. En alleenlik die duiwel. Ok, goed. Prys die naam van die Here. Ek gaan sommer open neem met hierdie skrif vir julle. Ok. Ek het die Satan soos 'n bliksem met die hemel sien val. Dis Jesus wat praat. Hy sê, hy het gesien hoe val Satan soos 'n bliksem uit die hemel teen die grond. Dis toe hoogmoed in sy hart gekom het, dis toe hy 'n rebellie in die hemel wil begin. Nee, so moenie in daai struik val nie. Moenie in daai struik val nie. Nee. En nou sê die Here vir jou. O, dis die eerste ding. Ek moet net gou. Hy's 'n gevalle vyand. Klaargeval. Julle klaargeval. Hy het klaargeval. Satan wat 'n rookwolk maak, né, en 'n groot geraas maak en vrees aandryf, het klaar geval. Feit. Hy's 'n verslaane vyand. Ok, jy het hom, né? Hy's klaar verslaan. Maar jy is een wat uit die dood uit opgestaan het, met die krag van God en die Heilige Gees binne in jou. Jy sien, Satan wil graag hê, jy moet dit andersom verstaan, né? Hy wil graag hê jy moet dit andersom verstaan. En hy vertel jou heeltyd daai storie, hoe sterk is hy. Né? En hy vertel jou heeltyd hoe swak is jy. En hoe wat so onvermoë het jy. Die hele tyd. Né? En dan glo jy dit. Maar hier's die waarheid. Satan het soos 'n bliksem uit die hemel geval. Michael en sy engele het oorlog gevoer. God het nie jouself geveg nie. Julle luister gou hierso. God is so almagtig. Toe Satan opstaan, kon hy net gesê het, jy is nie meer nie, en hy sou nooit weer gewees het nie. God hoef nie eers te geveg het nie. Maar God het ook nie geveg nie. Hy het gesê, Michael, van daai groep engele, sot hom uit. Nou, dit is hoe dit is. Nou, Satan het soos 'n bliksem uit die hemel geval. Maar jy, ek wil hê jy moet hierdie onthou vanoggend. Jy het uit die dood uit opgestaan. Jy is wedergebore. Die krag van die Heilige Gees is inwonend in jou. Die Here sê, ek sal jou vermeerder en jou vermeerder en vermeerder. Ek sal my krag in jou meer en meer en meer maak. Jy is besig, jy is nie besig om af te gaan nie, jy is besig om op te gaan. Jy is nie besig om krag te verminder nie, jy is besig om in krag te vermeerder. Amen. Moet net nie die leuns van die duiwel glo nie, want onthou net, julle, as jy gaan toelaat dat hy jou mislei, nou, gaan jy begin glo die goed wat hy vir jou sê. Wanneer jy goed begin glo, dan word dit vir jou soos wat jy glo. Ok. Of het goed is of sleg is, né? As jy die goeie glo, gaan die goeie oor jou kom. As jy die slegte glo, gaan die slegte oor jou kom. Dis 'n feit, jy kan niks aan doen nie. Kyk. Hoor jy vir my, né? So jy laat hom nie jou kop draai nie. Ok, hy het geval, jy het opgestaan. Jy het in die Gees opgestaan, manne. Jy is wedergebore. Toe jy uit daai doopwater uit so opgelig is, sê die woord, nou het jy gelykvormig aan Jesus Christus in die opstanding geword, gelykvormig aan hom. So ek wil net hê jy moet besef waar jy is en wat jy is. Ok, goed, daarom, omdat hy soos 'n bliksem uit die hemel uitgeval, nou kom die Here, hoor nou hier, nou sê hy vir jou, kyk, ek gee aan julle mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. As. Daar's 'n voorwaarde. Jy moet dit glo. Dis al. As jy aan twyfel, dan gaan die deure oop en dan begin die vyand onmiddellik mag oor jou kry, wanneer jy begin twyfel.
En onthou net, hy doen heeltyd dinge om twyfel te plant. Jy moet twyfel, jy moet nie glo nie. Nee, twyfel, hy sê vir jou, twyfel. Nee, en dan sê hy vir sy demone, okay, daar twyfel, hier kom die oomblik, hier kom en vat hom. Dis hoe dit werk. Maar jy het opgestaan, is jy wedergebore? Ek wil gou vir jou vra. Het jy vir jou hart vir Jesus Christus deur die wedergeboorte gegee? Het jy hom daarna deur die doopwater gevolg? Kom aan, jy het, né? So jy het saam met hom opgestaan. Jy's in die oorwinning. Die woord sê, né, die ou dinge het verbygegaan en alles het in jou lewe nuut geword. Amen. Alles het nuut geword in jou lewe. Né? Dat jy sal in dieselfde krag beweeg as wat ek beweeg. Julle sal dieselfde werke doen en groter. Kwoteer ek skrif julle hoor of suig ek hierdie uit my duim uit. Hierdie is woord, né? En weet jy wat? Hy kan nie lieg nie. Jesus kan nie lieg nie, julle. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. So wat by sy mond uitgekom het, dis hoe dit is. Ek gee vir julle mag om op slange, is dat jy moet daar op die pofadder gaan trap al in die bos. Is dit wat hy hier bedoel? Ja, ek glo as jy op die pofadder trap en hy pik jou en jy bestraf het in die naam van die Here, sal hy vir jou niks doen nie. Maar dis nie wat hy eintlik probeer sê nie. Daar's iets dieper rondom hierdie. Julle sal op die Satan trap, hy is die slang. Hy het geval, jy het opgestaan. Sê julle, ek wil hê hierdie boodskap moet ingaan. Hy het geval, jy het opgestaan. Nee, wil hê julle moet dit weet. En onthou net, moenie dat hy jou kop vir jou swaai nie. Hy het engele se koppe in die hemel geswaai. 1/3 van hulle. So hy's 'n vrou. Okay, ek wil hê julle moet hierdie weet, né? Hy weet hoe om te lieg en hy weet hoe om te mislei. Maar wanneer kan jy nie mislei word nie? Hier sê wat die Here vir ons nou wil sê. Wanneer kan jy nie mislei word nie? Oordink hierdie. Wanneer die waarheid in jou vasgemaak is. Julle luister gou hierso, né? Jy kan met my stry hoe jy wil, né? Maar as ek weet wat ek weet, gaan jy my niks vertel nie. Want ek weet wat ek weet. Daarom moet jy sorg dat die woord van God in jou vasgemaak is. Jy moet gedurig onder dit sit. Kry vir jou daai Bybelstokkie. Wat jy aan jou kar kan indruk. Dat terwyl jy ry, dat die woord van God heeltyd speel. In jou kar, dat jy onder die geklank kom van die woord van die Here. Hoekom is dit belangrik om onder die geklank van die woord van God te kan sit die hele tyd? Want die woord sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Kom aan, julle. Geloof kom deur gehoor van die woord van God. As jy meer geloof soek, julle, as jy 'n Elia krag op jou wil hê wat sê, laat daar vuur in die hemel val en julle 50 soldate nou verteer. Sit onder die geklank van die woord van God. Spandeer tyd met die woord. Julle, soek jy krag of soek jy nie krag nie? Nou wil jy vooruit gaan. Hier is hy. Elke oomblik wat jy hom lees, vermeerder jy in krag. Elke oomblik wat jy hierdie lees, vermeerder jy in krag. Kyk, ek gee vir julle mag om op slange en skerpe joene te trap. En oor die krag van die Satan. Hoekom? Hy het geval en jy het opgestaan. Ek wil hê julle hoor gou hierso, né? Ek leef nie meer nie, maar Christus Jesus leef in my. Julle, hierdie moet 'n realiteit in jou lewe begin word. En moenie goddelose besluite neem nie, né? Maar goddelike besluite. Dan sal die Here jou vooruitgaan. As jy jou vooruitgaan, né? Nico, jy wil God vir 'n saak vertrou volgens. Jy hoef niks te vrees nie, hoor. Okay. En niks sal julle ooit
skade doen nie. Right, nou. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Amen. Manne, jy moet hierdie woord wat ek nou vir julle gegee het, moet jy vat en jy moet met hom hardloop. Ek wil hê julle moet hierdie onthou. Hy het geval en jy het opgestaan. Hy's verslaane, jy's bevestig. Hy gaan hel toe. Jou naam is geskrywe in die boek van die lewe. En dan het jy 'n belofte van God en niemand sal jou naam ooit uit die boek van die lewe kan verwyder nie. Wat sê julle van daai ene? Manne, weet julle wat? Ons moenie laat Satan ons kop swaai nie. Okay. Wees volmoed, maar weet jy wat? 'n Ware kind van God, nee, kyk nie na wat om hom gebeur nie. Nee? As die goed begin gebeur, nee, dan begin hy kliphard lag, nee? Julle weet daai wêreldse sê ding, nee, is eintlik 'n geestelike sê ding, nee. I laugh in the face of danger. Dit moet jy wees. Hoekom? Hulle sê dit want dit klink nice, nee, maar dis 'n goddelike geestelike waarheid vir 'n wedergebore kind van God. Jy kan lag in die teenwoordigheid, nee, van duisternis en waar alles begin verkeerd gaan. Hoekom? Want jou blydskap is in die Here. Jy kyk nie na die dinge nie. Jesus sê vir die disippels, hy sê kyk julle na wat voor oë is. Hy sê julle moenie kyk na wat voor oë is nie. Hef julle hoofde op na bo en weet waar julle verlossing vandaan kom. Julle, ons moet ons op daai plek bevind. Amen. Die Here is vir jou en die Here is nie teen jou nie. Ek wil hê jy moet hierdie besef vanoggend, want as jy dit glo, nou, dan gaan jy volgens dit begin spreek. Dan gaan jy volgens dit begin handel. Dan gaan jy bid asof die Here vir jou is, want hy is vir jou. En dan, wanneer jy bid omdat jy weet dat die Here vir jou is, nou, dan twyfel jy nie meer nie. En dan kom hierdie, nou, niks sal vir julle meer onmoontlik wees nie. Niks nie. Amen. So pas is al julle probleme opgelos, né? Alleenlik as jy hierdie woord vat, Patrick, né, as jy hierdie woord vat, my vriend, né, as jy hierdie woord vat, né, is dit joune, en sal jy in die krag daarvan beweeg. Amen. Amen. Right, goed, dan moet ons aangaan. Ek hou daarvan om op 'n woord vas te steek. Weet julle hoekom? Ek wil hê hy moet insink. Nee, ek wil hê hy moet so 'n merk in my lewe los, nee, dat ek hom nooit kan vergeet nie. Julle gaan dit nie nou kan sien nie, maar as ek naby julle kom, waar is hy? Daar's hy. Daar's 'n merk. Dis 'n letsel. Hier's 'n letsel op my hand. Julle weet wat gebeur, ek was so 8 jaar, 9 jaar oud. Nee? Ek is nou 58. Dat is 50 jaar terug, broers. Nee, nou hier brein skerp hoor. Maar hoor gou hier, dis 50 jaar terug. Daar sit 'n letsel. Ek en my boetie speel lekker daar in 'n tent. Nee, en ek het die zip daar beet. Nou by my pa. En ek het my hand daar en toe skielik gaan die zip, nee. Toe zip ek my vleis in die zip in. Daai tentsip. Nee, soveel so dat hy daar sit die litteken nou nog. Mag hierdie woord by jou so insny vanoggend, nee, dat 50 jaar, 100 jaar later, nee, 10.000 jaar later, as gevolg van die merk wat hy in jou gemaak het, nee, maak dat jy dit nooit ooit kan vergeet nie. Satan het geval en jy het opgestaan. Dis iets om nie te vergeet nie. Na? En omstandighede tel nie. Julle luister gou so. Omstandighede tel nie. Jacques, mag ek maar vir jou gou 'n woord gee? Alright, ek wil jy moet hierdie gou hoor. Ek sien hoe sê die Here vir jou dat jy met jou mond oop maak, né? En jy moet begin spreek, né?
Ek hoor in Engels, create your world. Jy moet begin spreek en jy moet in danksegging en lofprysing uitbreek, né? Deur sekere dinge te spreek. En ek sê vir jou, jy gaan met jou eie oë sien en speel dit voor jou af. Okay. Sorry, ek het net gevoel ek moet hom daai woord gee. Right, dan. Johannes 17 vers 14. Nou hierdie een maak my opgewonde. Julle gaan eers bietjie moet dink hoekom my opgewonde maak, maar hoor gou hier. Ek het hulle u woord gegee. Dis hoekom dit my opgewonde maak. Maar die tweede gedeelte gaan laat. Ek het hulle u woord gegee. Maar nou het jy die woord van God. Ken jy daarom een skrif uit die Bybel? Een. Okay, jy het al die woord van die Here, want jy ken daarom een. Ken jy 2? Ken jy 3? Ken jy meer as my vingers is? Ek het hulle u woord gegee. Kyk, hoor nou nie. En die wêreld het hulle gehaat. Nou maak jy die woord my opgewonde. Weet jy kom waar die wêreld my? Hy haat my met 'n passie. En hulle weet hoekom. Omdat die woord in my is. En die woord wat in my is, né? Veroordeel die dinge. Onthou net, jy mag nie oordeel nie, maar die woord oordeel. Wie weet die woord oordeel? Die woord oordeel. Jesus het gesê, ek het nie gekom om te oordeel nie, maar die woord wat ek tot julle gespreek het, die sal julle oordeel in die laaste dag. Onthou net, jy mag nie oordeel nie, maar die woord oordeel. Okay, nou hoor, jy's 'n draer van die woord. Nou kom jy met hierdie lewende, kragtige, Heilige Gees gevulde woord in jou. Nou stap jy daar tussen 'n klomp wêreldlinge in, nou is hulle ongemaklik. Nou is jy vir hulle bedreiging. Nou begin hulle jou haat. Julle luister gou hierso. As jy waarlik 'n wedergebore, Heilige Gees gevulde kind van God is, luister gou vir my. Dan's die Gees wat die Heilige Gees is, wat in jou is, in vyandskap met die wêreld daar buite. Daarom, hy wat 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Jy's nie hier om mense te please nie, hoor. Ekskuus, ek wil net gou vir jou sê, né? Jy's nie hier om mense te please nie. Jy's hier om God te please. Niemand anders nie. Die woord sê, hy wat mense wil behaag is nie 'n dienskneg van Jesus Christus nie. Klaar, boem, punt, stop. Daar's hy. Hy wat mense wil behaag is nie 'n dienskneg van Jesus Christus nie. Julle jou een doel voor jou oë. En onthou net, jy's nie om mense te offend nie. Moenie nou uitgaan en sê nou gaan ek koppe afkap en ek gaan ouens stukkend skop en ek want. Nee, nou is jou hart verkeerd, né? Dis nie wat ek bedoel nie. Wat ek bedoel met jou, moet jou nie verwonder as die wêreld jou vervolg nie. En wonder jy wat gaan nou aan? Ek en hierdie ouens niks gedoen nie, nou, maar weet jy wat? Nou hulle is teen my. Die lig bedreig hulle, manne. Jy sien, as jy met Jesus Christus en die woord van God in jou in 'n plek instap, né? Hoor nou, gaan een van twee goed gebeur. Hulle gaan jou of verwerp, omdat hulle die woord verwerp, of hulle gaan jou nader trek, omdat hulle behoefte het na die woord. Hulle wil die woord eintlik hê. Een van die twee goed gaan gebeur. Die wat jou verstoot, julle verstoot nie jou nie, hulle verstoot die Here. Hulle verstoot die woord. Amen. Right. Ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Ek gee vir julle mag om slange op skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. O, skorpioen, ek het die skorpioentjie vergeet. Kyk, hoor gou. Ek het nou vergeet om oor die skorpioen te praat. Waarvan praat hy as hy van die skorpioen praat? Wat het 'n skorpioen? Hy wil net steek. Wat sê die woord? Die angel van die dood is die
Wie kan vir my verder quoteer? Die angel van die dood is die sonde. Ek gee vir julle mag om op slange, die Satan, te trap en op sonde. Julle sonde gaan nie oor jou heers nie, hoor. Luister gou eens vir my. Sonde, Jesus sê, ek het jou toegerus dat sonde nie in jou lewe oor jou sou heers nie. Dan kom hy in 1 Korintiërs 10 en sê hy, en ek sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Ek sal dit nie toelaat nie. Daai sê ding, okay, dit was te swaar vir my, ek was te swak. Nee, jy was nie te swak nie, jy lieg, jy was nie te swak nie. Nou, die woord sê, ek sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Weet julle wat het daar gebeur? Jy het gekies om die sonde te doen. Ja, want jy wou dit hê. Sê dit eerder so. En dan sê die Here, saam met die versoeking gee ek die uitkoms. En hy sê, 1 Korintiërs 10, hy sê, ek sal nie toelaat jy bo jou kragte versoek word nie, en dan, kon sê, hier is die versoeking, né? En hierdie is die uitkoms. Sê hy, ek gaan jou so, soos wat 'n bokser maak, eerste stamp met die sonde, toef, 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 maar ek gaan die versoek, die uitkoms hier hou. Was dit nou saam? Nee, luister gou julle, dit werk so. Nee, ek gaan julle vertel wanneer 'n ou gelyk slaan, ek sê julle nou vertel, okay. Dit werk so, die Here werk so, nee, saam werk so. Kies jy, watter een wil jy hê? Jy is nie te swak nie, jy is lus om aan sonde te doen, of jy is nie lus nie, of jy besluit om oor dit te heers. Julle luister gou, so jy het die mag om te heers oor dit. Ek het julle mag gegee om op die skorpioen te trap, en ek sal julle ooit skade doen nie. Ek het julle mag gegee om op die sonde te trap, en oor sonde te heers. God kom na Kain toe, hy wil vir Abel doodslaan. Hoor gegooi, God kom na Kain toe, Kain besluit, hy gaan nou vir Abel doodslaan. God wil nie hê Kain moet aan hy strik val nie. Hy kom na hom toe, Kain, hy sê vir hom, die sonde lê en loer, en sy begeerte is na jou. God wil hom help. God wil, kan jy glo, God wil Kain help. Né? Hy sê vir hom, maar jy moet daaroor heers. Sou God dit vir Kain gesê het, as dit vir Kain totaal en al onmoontlik was, om oor die sonde te heers? Sal God vir hom sê, hoorie, jy moet daaroor heers, maar hoorie, ek weet, hy is sterk vir jou, en jy gaan dit glad nie reg kry nie, en hy gaan jou ook nie help nie. Dis nou maar hoe dit is, ou maat, doomed to hell. Sal God dit doen? Sal hy vir Kain kom sê, jy moet daaroor heers, as jy nie daaroor kan heers nie? Maar nou luister gou hierso, jy kan, jy wil, jy sal, en is nie te sterk vir jou nie, want die Here gee vir jou die versoeking en die uitkoms saam, kies reg. Dis net 'n keuse ver. Amen. Right. Goed. So as jy vervolg word, moenie daaroor worry nie, dis maar net Jesus woon in jou, die lig is in jou, die heerlikheid van God is in jou. Amen. Right. Goed, hoe klink dit so ver? Ons moet hierdie goed hoor. Wie weet ons moet hierdie goed hoor? Amen. En sê vir my, wie het nog nooit een van hierdie skrifte gehoor wat ek nou gelees het nie? Nog nooit, niemand. Sê, dis nou, ek het nie geweet, dit staan in die Bybel nie. Enige een van ons, jy ken al hierdie skrifte uit jou kop uit, is dit nie so nie? Maar waar lê die probleem dan? Ja, en die ander ding is, ons oordink nie hierdie goed en wandel binne in dit nie, en dan kom heers die goed oor ons. Amen, right, goed, Romeine 8, hierdie is my gunsteling, hierdie is my gunsteling hoofstuk in die Bybel, want, ek het baie gunstelinge, maar hierdie is definitief een van die hoofpunte. Romeine 8 is die geestelike boek. Ok, ek voel ek wil hierdie lees. Ek wil net so een teruggaan. Hy sê gou,
Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, is Romeine 8 vers 5. Want die wat vleeslik is, vleeslik is, bedink vleeslike dinge. OK? Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. OK, manne, kyk gou vir my. Kies jy. Weet jy wat se keuse ver, né? Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die wat geestelik is, sal sien dat die versoeking en die uitkoms lê langs mekaar. En dat God het nooit hierdie een gestuur voor hierdie een nie. Hy het gemaak so. Hy sê, my seun, kies jy. Wie wil jy wees en wat wil jy doen? Né? So, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood. Alright julle, as hy mooi meisie daar stap, en die hart van jou maak so, dis 10-1 in die vlees. Vooral as jy getroud is. OK, né? Kyk, die Here het 'n jong man gemaak, né? Hy moet 'n mooi meisie kan raak sien. Né? Hy wil hê jy moet van 'n mooi vrou hou. Die Here wil hê jy moet. Hy het haar mooi gemaak, want hy wil hê jy moet aangetrokke wees tot haar, né? Maar hy wil nie hê dat jy moet last na toe nie, welis nie. Want nou raak haar 'n demoniese mag betrokke by dit. Né? Jy moet haar lief kry met 'n goddelike liefde. Jy moet haar skoonheid kan waardeer, né, sonder dat dit in die verkeerde omslaan. Amen. Amen. Al hoe jy dit gaan regkry. As jy in die vlees is, dan sorry, jy gaan val. As jy in die gees is, né, gaan jy skoonheid kan raak sien, né, en dit gaan mooi wees en geen sonde sal betrokke wees nie. OK, right. Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. OK, ek wou net gehad om daai gedeelte hoor voordat ek verder hierdie vir julle lees. Nou, want as julle vers 13 na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar dan sê hy, maar as julle deur die gees die werke van die vlees doodmaak. So hoe maak jy werke van die vlees dood? Deur die gees. Hoe is deur die gees? Bid. Hoe is nog deur die gees? Bedink sy woord. Hoe is nog deur die gees? Bedink hoe lief is jy vir God, né? Hoe is nog deur die gees? Lees sy woord, né? Bid sonder ophou, né? Beweeg in sy liefde. Oordink sy goedheid in jou lewe. Jy is besig om in die gees te beweeg. En hierdie dinge maak die werke van die vlees in jou lewe dood. Amen. Die vlees wil jou doodmaak, maar jy kan die vlees doodmaak. Deur die gees. Right. OK. Hier kom 'n skrif, né? Hy's dieper as wat ons dink. Ek gaan hom vir ons lees, dan gaan ons gou praat oor dit. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. En as jy nie deur die gees gelei word nie? OK, dit maak jou nie onwedergebore nie. OK, skus, ek wil net hierdie ding gaan. Maak jou nie onwedergebore nie. OK. Dit maak jou nie onmiddellik destined to hell nie. OK, maar hoor gou hier. Die seuns van God beweeg in die gees en jy moet daarna strewe om gedurig deur in die gees te wandel. Want as jy dit doen, dan beweeg jy in die daai erfgenaamskap, né, van die seuns van God. Julle weet, jy sê, Riando. Ja, ek gaan jou nou point. Right. Daai is 'n kaas in jou pa se yskas, né? Wie het hom gekoop? Jou pa, right. As jy by sy huis kom, het jy toestemming nodig om daai kaas te eet. Nee. Hoekom?
hoor gou hier. Hoekom nie? Hoekom het hy nie toestemming nodig nie? Boys, dis sy pa se yskas. Nee, hy is sy pa se seun. Dit is lekker om 'n pa te hê, hè. Ek onthou toe ek in die huis was, dit was so lekker. Kom ek al by die yskas. Right, wat is hier vir ons? Ek het dit nie gekoop nie, maar ek se erfgenaam. Nee, ek is van sy bloed. Nee, wat my pa se is, dis myne. Nee, so hoor gou hier. Ek gaan hom, ek vat, ek hap die kaas, ek los nog die tandemerke daar, ek los tot die evidence en ek worry nie daaroor nie. Hoekom nie? Ek se seun. Dis my pa se huis. Wat my pa se is myne. Nee. Almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Jy sien, hy moet in die huis wees om die kaas te kan hap. As hy daar in die veld is die kaas hom nie beskore nie, want hy is nie in die huis nie. Maar as hy in die huis is, kan hy die yskas oopmaak. Nee, as ons in die huis van God is, en nou praat ek nie net van die kerk nie, ja, dis absoluut deel van dit. Nee, as ons in die teenwoordigheid van God is, as ons in die gees wandel, julle die huis van God is in die gees wandel, het julle dit geweet? Die geeswandel is die huis, dis 'n geestelike huis. Dis 'n geestelike plek. As jy jou op die geestelike plek bevind, kan jy die yskas maar oopmaak. Nee, die melk, die kaas, die cherries, die biltong, die nee, dis joune. Dis joune. BW. In die huis. In the presence. Ek wil hierdie ding moet oopgaan vir ons vandag, manne, in die teenwoordigheid, in die gees, in die wandel. En ek wil vir jou vra, hoe voel dit om so 'n pa te kan hê? Dis amazing, né? Julle, dit is lekker om 'n pa te kan hê. Ek het ongelukkig te oud geword en my pa is hemel toe. Nee, nou is hy's nou in die hemel en ek op die aarde. Ek praat nou van my aardse pa, né? Hy's in die hemel en ek is op die aarde. Nou kan ek nie meer in sy huis inloop maak nie. Waar is die koffie? Waar is die? Nee, ek maak asof ek roel daar. Want ek roel. Nie dat ek roel nie. Dis 'n liefdevolle erfenis ding. Wat 'n eer is dit nie vir 'n pa, nee, as sy seun of sy dogter, sy kind, net tuis is in sy huis. Nou hoor gou hierso. Kom maar, ek gaan julle net vinnig iets vertel. Nee, hier het my ontstel, né? Ek hoop nou nie Corneille kyk hierdie video nie, maar nie die kas. Maar hy kan hom maar kyk. Nou kom ek daar en ek het nooit seuns gehad nie. Die Here het my geseën met net meisiekinders, 4 van hulle. Right. Nee. Kom ek in die sitkamer as ek so kyk, dan sit Corneille daar. Nou Corneille is lank en maar, vir julle wat hom nie ken nie, né? 'n lang man, né, en hy het redelik langerige voete, né, en dan sit hy daar met my kouse aan. Dan kyk ek dit so, dan is my kouse daai. Ja, dan lag hy vrou van my. Dan lag sy. Dan sê sy vir my, weet jy hoekom het jy jou kouse aan? En sê, want hy is jou seun. Hy is nie jou skoonseun nie, hy is jou seun. Nee, hy is jou seun. Hy is so lief vir jou, nee, dat hy sal jou kouse aantrek. Maar ek het my onderbroeke weggesteek. Julle, daar is 'n lyn. Maar dit sal elk geval verpas as hy aantrek 'n volle op die enkels. Maar in elk geval, hoor gou hierso julle. Julle luister gou hierso. En toe kom Morney en Morney begin dieselfde doen. Hoekom? Want hy net 'n skoonseun nie, hy's 'n seun.
En dit was my bietjie gewoond om aan dit te raak. En ek het toe besef, hulle doen goed aan my omdat hulle regtig seuns is. Hulle het nie in my familie ingekom omdat hulle net sommer net nie. Hulle seuns, né? Hulle het my lief. Nou, hy wil my kouse dra. Melody! Kom ek praat bietjie uit die huis uit. As ek 'n selfoon charger koop, hy is guaranteed binne 1 dag weg. Ek sal hom in Melody se kamer kry. Dan het ek hierdie mooi hemp en ek so trots op hom, as ek weer kyk en kom Melody in die gang afgeloop het. Niks is myne nie. Hoekom? Sy is my kind, julle. Nou trek ek vir my hierdie winter, jy weet hierdie pantoffelgoed wat so lekker met die wolle uitkom, so baie lekker goed vir die winter. Ja, dan soek ek goed en kry ek dit nie, en kry ek dit nie. As ek kyk, ek kom Melody met hulle af, wat daar pas in is hare. Julle weet hoekom vertel ek julle hierdie goed, maar jy moet in die huis wees, jy moet in die teenwoordigheid wees. Julle hoor gou hier, wees in die teenwoordigheid. Ek wil dit so vir julle gee. Julle is seuns van God, wat God sinne is julle sin, En weet jy wat, hê vrymoedigheid en beweeg in al die gawes en die geskenke wat God deur sy gees vir jou gegee het. En ek gaan vir julle sê, as die penny nie hier drop nie, as die penny hier drop, hier in jou hart, as die penny hier in jou hart drop, dan sê ek nou vir julle, gaan jy in 'n krag van God begin beweeg soos jy nie geken het nie. Jou tandemerke sal in die kaas wees. Jou lippe sal op die melkborrel wees. Dis net hoe dit is. Jy sal jou pa se kar ry. En weet julle wat, aardse vaders het nog foute, maar ons hemelse Vader, dit slaan my gister so hard. Hy het my lief. Liewer as enige mens my ooit op hierdie aarde sal kan hê. Hy het my liewer as wat ek myself het. En weet jy wat? Hy bedink die goeie oor my. Hy wil hê ek moet vooruit gaan. Hy beplan heeltyd hoe hy my kan oplig. Nico, God beplan heeltyd hoe hy my kan oplig. Maar dis my Vader. Hy is heeltyd by my. Ek is Chris, nooit sonder hom nie. Nooit nie. Buks, jy die beste pa in die hele heelal. Ek sê dit vir julle vandag. En hy wil, jy weet, jou aardse pa kan nog kwaad raak. Wie se tande is in daai kaas? Maar jou hemelse pa sê, so lekker om te weet, my seun is my seun. En hy weet, alles wat myne is ook syne. In die verhaal van die verlore seun, hoor gou hier. In die verhaal van die verlore seun, toe kom die seun wat altyd by sy pa gebly het, en ek gaan nou afsluit, wat by sy pa gebly het, en toe daai verlore seun, broer wat daar van die varkkokke af terugkom, nou kry hy vetgemaakte kalf, word 'n partytjie vir hom gegooi, die hele dorp word genooi, en sy pa is buite homself so bly, sy sit 'n ring aan sy vinger en skoene, toe is daai ander broer kwaad hoor. Toe sê hy vir sy pa, hoor gou hier, hy sê vir sy pa, ek het altyd by jou gebly. Daai seun het helfte van jou goed gevat en het gaan uitbors al buite. En u slag die vetgemaakte kalf vir hom. Hoor gou hier. Hy sê, en nooit het u vir my gegee. Hier kom die ding, julle, hoor gou hier. Nooit het u vir my gegee. Eers 'n ou skapietjie, dis nou in my woorde, 'n bokkie of wat ook al, om dit saam met my vriende te kan gaan geniet nie. Hier kom die antwoord van die pa af. My seun, jy was altyd by my. En weet jy dan nie, alles wat myne is joune. En jy was nog altyd vry om te vat wat jy nodig het of wat jy wou. Omdat daai seun, Riando, omdat daai seun dit nie geweet het nie. Hy was onseker oor dit,
Wil ek vir julle vandag sê, Hein, nee, het hy dit nie gevat nie. Hy het dit gehad, maar hy het nie gehad nie. Die kaas was daar, maar hy was te bang om te byt. Hy was te bang. Hy het gedink, het kom hom nie toe nie. Ek kom vandag na julle toe, julle luister gou hierso. Die Here het jou lief. En hy wil hê jy moet jouself. Weet jy, Rian, jou pa is ook nie meer op hierdie aarde nie. Maar jy het 'n Vader in die hemel, wat vir jou meer gee, my vriend, meer as wat jy kan dink. God sê, ek het in stoor vir julle meer as wat julle kan bid of dink. Hy sê, ek het 'n mate vir jou, propvol ingedruk en oorlopends toe vol. Hy sê, Patrick, wat die oog nog nie gesien het nie, wat die oor nog nie van gehoor het nie, Nico, nee, Bucks, wat jou oor nog nie eens gehoor het nie, wat in die verstand van die mens nog nie eers opgekom het nie, het God berei vir die wat hom lief het. En weet julle wat, kom ons vat vandag, ons het nou gehoor, ons kan op slange en skorpioene trap, want die Vader het ons dit gegee. Nee? Ons het gehoor, ons het mag oor al die krag van die vyand. Ons het gehoor, ons moet in die gees wandel, en hoor nou hier, hoekom moet ons in die gees wandel? Want dis die huis van God, jy moet in die huis wees om die gawes te kan geniet. Jy moet in die huis wees om die gawes te kan geniet. Hoor gou hier. Nee? Maar nou wil ek jy moet weet, dat jou Vader wil so graag hê, dat jy in sy teenwoordigheid moet bly. Nee, want hy wil vir jou, BW, dit wat jou gedagtes nie eens kon dink nie, dat hy klaar vir jou voorberei. Die Here sê, ek gaan jou optel, ek gaan jou afdruk nie. Hoe laat jy daai een? Nee, ek gaan jou vorentoe vat, my seun. Julle? En weet julle wat, hier sit ons vandag, Jacques, jou God is liewer vir jou as wat jy ooit sal besef. En hy gaan jou vooruit, en die Here het al klaar planne vir jou gemaak. Wie weet, God maak planne vir ons. Vooruitplanne. Right, nou watch nou hierso. Nee? En ek het hierdie al baie gesê, Rian, dan kom die Here na jou toe, en dan sê hy vir jou, Rian, ek wil hê jy moet vir hierdie bid. Rarig, Here, ja, want ek wil dit vir jou gee. Hy sê, ek sal maak, dat jy vir dinge bid, wat ek vir jou wil gee, dan jy nog nie eens aan dit gedink nie. Dan plant God die gebede binne in ons, dat ons vir daai goed sal bid, sodat ons dit kan ontvang. Kan ek 'n belydenis doen aan die einde van hierdie ding nou? Dan sluit ons af, hoor net hier. In die laaste tyd, dan doen die Here regtig goeie goed vir ons, né? En nou gaan ek bely, né? Dan voel ek die Here doen dit vir my vrou, en nie vir my nie, want ek is nie goed genoeg nie. En dan kom 'n gedagte by my, weet jy, seer maak dit God, dat daai gedagtes nou by jou kom. En as ek my vang, dan kom my gedagte weer. En as ek my vang, dan kom my gedagte weer. Julle, dis 'n nuwe aanval nou op my lewe wat ek nie ken nie. Nou, skielik is hierdie ding hier. En ek weet ek moet dit vandag sê. Moenie dit doen nie. Ek voel sy is meer waardig vir dit, nie ek nie. En ek wil vandag iets vir julle sê. Dis vir jou. Dis vir jou. Dis vir jou. En moenie God seer maak deur te dink, dis nie vir jou nie. Jy te seentjie. Alright. Hoe gaan jy voel? As jy in jou hart die goeie oor jou kind bedink, en jy gee die goeie vir hom, en hy voel, is nie vir my nie. Ek voel dit nie,
werd genoeg nie. Dit is seker maar, as hy nou 'n sussie gehad het vir my sussie, maar nie vir my nie. Want ek, as jou seentjie dit dink, hoe sal jy voel? Sal jou ja, dit sal jou diep raak. Julle luister gou hier, ek sê hierdie vir julle, nee. Hy het jou lief, en hy is nie spyt oor die liefde wat hy vir jou het nie. Hy nou, hy is nie spyt oor die liefde wat hy vir jou het nie, jou God is nie spyt oor die liefde wat hy vir jou het nie. En Nico, wanneer hy die goeie na jou toe bring, dan is daar geen dubbele bedoelings of iets nie, dis vir jou. Kom ons maak ons oë toe, ek wil vir ons 'n gebed doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Vandag aanvaar ons U goedheid, U guns en U liefde. Dankie dat U uit die grootheid van die liefde van U hart, Here, vir ons gee. Nie omdat ons perform het nie, maar omdat U lief is vir ons. Omdat U na ons belange omsien en omdat U na ons toe kyk, Here, my God. En U dink, ek wil die goeie aan julle doen. En dan kom U hand in beweging en U bring die goeie oor ons, want ons is U kinders. Ons is U seuns, ons is in U huis, ons is in U teenwoordigheid. Alles wat U sin is ons sinne, Here. En ons wil vir U dankie sê daarvoor, Vader, en ons vra U vanoggend om ons in die vrymoedigheid daarvan in te vat. Ons prys U, en ons loof U, en ons dankie, en ons ontvang dit nou, in Jesus Christus se naam. Amen. 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 Kom ons staan hier by mekaar, julle.